Welkom by nog 'n program van die Orania Beweging. Jy skakel of in op Radio Orania by 95.5 FM of jy kyk na ons video wat uitgesaai word op ons YouTube kanaal. Hoe jy ook al inskakel, baie welkom. Klop dinge het in die afgelope paar weke gebeur wat die Afrikaner se toekoms definitief sal beïnvloed en verander en nuwe geleenthede ook vir ons sal oopbreek. In al hierdie gebeure moet Orania sy standpunt duidelik en suiwer bo die geraas kan kommunikeer en ek dink dit is moontlik. Van die Orania beweging se kant af wil ons sê in die eerste plek ons glo dat daar geleenthede is in hierdie veranderinge, maar ons moet ook nie kort paaie verwag terwyl dit wat bereik is in die afgelope jare daarop dui dat dit maar altyd die bou van grondvlak af is wat vryheid bepaal nie. Om die waarheid te sê, ek het 'n bietjie gaan teruggrawe in van die dokumente wat gelei tot Orania se stigting. Afrikaner Self-Determination, a Current Appraisal deur Dr. Chris Jooste, een van die bekende persone wat aanleiding gegee het tot die Orania idee, en 'n ander boek ook uit sy pen, 'n Volksstaat vir Boere Afrikaners. Al twee het in die vroeë 90's verskyn, en dit is boeke wat eintlik hulle tyd ver vooruit is. Hoekom ek hierdie boeke wil voorhou aan u as luisteraars vandag is tweeledig. Een om te sê dat die plan op die tafel, die Orania plan, nog steeds dieselfde waarde het as wat hy 30 en 40 en 50 jaar gelede gehad het, toe hy begin vorm aanneem het, omdat die voorwaardes vir Afrikaner vryheid nog dieselfde is. Die tweede gedeelte is om te sê, ons kan na hierdie ou beginsels teruggaan, wanneer ons nou miskien meer onseker tye in Suid-Afrika aangaan. Ons sien dat die manne van Solidariteit en AfriForum nou aangegee word by die valke vir hoogverraad en al hierdie dinge wat gebeur, dui daarop dat die ANC sy machinery, sy staatsmachinery sal gebruik om Afrikaners te ondergrawe en te ondermyn. Dit versterk ons standpunte, eerder as om dit te verswak. En hierin moet ons terugkyk na die dinge wat Dr. Chris Jooste, Professor Karel Boshoff en dies meer in die vroeë dae van Orania geskryf het. Ek hou 'n stukkie voor uit Dr. Jooste se Engelse skrywe, en dit gaan spesifiek oor Afrikaners se oorlewing in Suid-Afrika. Het is maklik om nou te sê dat dit nie goed gaan met die Afrikaner in Suid-Afrika nie, maar om dit in die 80's, 70's, 80's en vroeë 90's te kon sê, is 'n ander saak, en dit wys op hoe visionêr hierdie manne was. Hier sê Dr. Jooste, the prospects for Afrikaner survival in South Africa are poor. They will become numerically insignificant and ultimately face extinction. In the immediate future, they will lose power and influence. Their only choice of destiny will be assimilation, either in South Africa or in other countries to which some might immigrate. Of as refugees, soos ons deesdae ook bekend staan. This is an unacceptable view of things to come. As ons as volk wil voortbestaan, is dit 'n onaanvaarbare uitkyk op die lewe. History has shown that nations seldom submit to conditions that work towards their destruction. One or more generations have closed their eyes to the consequences of assimilation, but there has been resistance. National feeling comes to the force again. Subordination is rejected and state striving resumed. Ons soek steeds daardie vryheid. Present indications are also that Afrikaners will not submit indefinitely to policies which will make their loss of identity inevitable. Their national consciousness will grow stronger. Natural increase will rise and demands for a homeland will not cease. Ek dink, om te dink, hierdie is in die laat 80's, vroeë 90's geskryf en dit vat die Afrikaner gevoel van vandag so mooi saam. En dan gaan hy verder deur te sê, against the foregoing state striving will have to come to terms with certain realities. So, Afrikaners moet ook nie onrealistiese verwagtinge hê nie. Ons bevolking is klein, hy sê the population is small and widely dispersed and intertwined with other minorities, and minority interests are interrelated. The consequences for self-determination and state formation are the following. Dan sê hy 'n klomp voorwaardes, Afrikaner tuisland sal klein wees, een van onder die 5 of 6 kleinstes in die wêreld, en hy lys dit saam met IJsland, Luxemburg en Liechtenstein byvoorbeeld, wat tussen 400.000 en 30.000 onder andere in hulle verskillende bevolkings het. En dan tweedens sê hy, klein hoeveelhede Afrikaners wat wyd versprei is oor die land, maak dit baie moeilik vir Afrikaner vryheid om op een plek te vestig. Derdens sê hy, dat die verskillende minderheidsvolke
wat integreer in 'n groter Suid-Afrika sal ontrafel in 'n kort tyd. So daar moet ook samewerking wees met ander volke in Suid-Afrika wat dieselfde sê. En dan gaan hy verder om aan te gaan oor resettlement soos hy dit noem en dan fokus hy baie op selfwerksaamheid en hoe belangrik dit is. En nou in die Afrikaanse boek sê hy die prysgawe van beheer oor die RSA het nie onlangs begin nie, maar geslagte lank aan die gang. Met elke vreemde werker wat sedert die vroegste tye in diens geneem is die saad van volksvernietiging gesaai. Die RSA is stelselmatig prysgegee. Wat nou in die 90 jare gebeur is die prysgawe ook op staatkundige gebied wat voltrek word. Die eis van selfwerksaamheid is onverbiddelik. Wie dit nie aanvaar nie, maak die volkstyd onaanvoerbaar en kies gevolglik die nuwe Suid-Afrika te aanvaar. In die hele debat oor Suid-Afrika en hoe dinge gaan uitspeel in die toekoms, kan ons nie die bestaansvoorwaardes van Orania vergeet nie. 'n ander opwindende nuus wat hierby aansluit, het Ernst Roots baie van hierdie selfde lyne onlangs in 'n onderhoud met Tucker Carlson op Tucker se program in die VSA behandel. Kom ons luister 'n bietjie wat Ernst te sê het oor sy ervaring met Tucker Carlson. Ernst Roots sluit nou by ons aan nadat hy oornag, nie oornag bekendheid nie, nog meer bekendheid bereik het met sy Tucker Carlson onderhoud. Ernst, wat is van die hoogtepunte van die terugvoer wat jy kry na hierdie onderhoud? Dankie Joost. Die terugvoer is oorweldigend positief. Meer as wat ek verwag het. Ons het in die onderhoud nogal 'n klomp harde reguit dinge bespreek. Goed wat nog nie regtig deel van die hoofstroom narratief of diskurs was in Suid-Afrika nie, want eintlik een van die hooftemas was dat die stelsel in Suid-Afrika nie werk nie en Suid-Afrika 'n ander politieke stelsel benodig. Die hoofstroom narratief, om dit maar so te stel, is eintlik maar net ons kort 'n ander president en jy weet daai soort goed. En wat my nogal verbaas is met dit in ag genome hoeveel positiewe terugvoer ek gekry het, ook uit oorde waar ek gedink het mense dalk bietjie krities sou wees. Ek dink dit sê vir my ons is by 'n punt waar mense kan eintlik net nie meer die werklikheid ignoreer nie. Dat die politieke bedeling in Suid-Afrika is nie volhoubaar nie en dan moet aanbeweeg word na iets anders toe. En ek dink die punt ook is as 'n mens nie daarvoor begin voorberei nie, dan gaan ons dalk 'n ander politieke bedeling kry wat aansienlik slegter is. So ons moet nou begin dink oor hoe kan 'n beter bedeling lyk vir Suid-Afrika. Ek wil jou juist daaroor vra, want ek dink dit is van die punte wat julle gemaak het wat die meeste relevantie vir Orania het. Maar voor ons daar kom, vertel ons 'n bietjie die ervaring, net sommer die ervaring vir jou persoonlik by Tucker. Dit is 'n ek sien iemand noem hom 'n conservative megastar influencer. Jou ervaring by Tucker, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, so ek ken vir Tucker nou al sedert 2018, toe ek hom die eerste keer ontmoet het. Baie interessant, die tyd in 2018, toe iemand hom gekontak het en gesê het, hoorie Tucker, ek dink jy moet met Ernst praat oor wat aangaan in Suid-Afrika, was hy toevallig besig om Pakenham se boek oor die Boereoorlog, oor the Boer War te lees. Tucker is verskriklik belese mens. Dit het in die onderhoud ook uitgekom. Ek sal verwys na 'n boek en dan sal hy sê, o ja nee, ek het daai boek gelees. Hy's 'n verskriklike belese mens en hy was besig om oor ons te lees in hierdie tyd, so dit het goed uitgewerk. Sedertdien het ek hom al 'n paar keer gesien, in persoon en saam aandete geëet en so. En ek kan duidelik sien hoe sy impak vergroot het vandat hy weg is by Fox News. So ek het hom die eerste keer toe hy nog by daai in Fox News in die ateljee in Washington DC uitgesaai het. Kort daarna was daar 'n storie in die nuus oor hierdie Black Lives Matter optogte wat goed, ek dink by sy huis in die brand gesteek het. Daarna het hy sy ateljee verskuif na Maine toe, dis aan die noordooste van Amerika, waar hy nog steeds by Fox News was, maar van daar af uitgesaai het. En toe sy nou intussen, ek het daar toe nou met hom gepraat, en toe sy nou intussen weg, waar hy nou sy eie ding doen. En hierdie keer was ons toe nou in Florida. Dis 'n aangename proses, hy's 'n aangename mens, baie sosiaal, lekker om met hom te kuier. Hulle reël vir jou iemand om jou by jou hotel op te laai, 'n voertuig, en hy vat jou na sy plek toe. En mens het so tyd om voor die tyd en na die tyd bietjie met hom te kuier, en hy's regtig 'n aangename mens wat baie goed ingelig is en regtig belangstel. Mens kan sien hy praat nie net
omdat hy 'n joernalis van beroep is nie, maar omdat hy is in die eerste plek iemand wat baie nuuskierig is en wat sterk opinies het en wat die wêreld 'n beter plek wil maak. En ek dink hy's dit voordat hy 'n joernalis is en ek dink dit maak hom so uniek. Ja, dit is fantasties. Erns nou, by die interessante deel of by die vleis van die onderhoud wil ons nou maar sê, en dis ook die rede hoekom dit natuurlik vir Orania en vir die Orania beweging relevant is. Ek dink ons sal dalk terugkyk op hierdie onderhoud en die inhoud van hierdie onderhoud is miskien 'n tipe van 'n waterskeidingsoomblik of 'n nuwe rigting. Deel jy daardie sentiment en indien wel, wat dink jy is die nuwe traject wat daar moontlik na hierdie hele Trump afkondiging, die uitvoerende opdrag en dan natuurlik in die konteks daarvan ook hierdie Tucker onderhoud. Wat is 'n bietjie van die nuwe rigting wat ek sal natuurlik huiwerig wees om 'n onderhoud waarin ek self deelgeneem het te beskryf as 'n waterskeidingsoomblik, maar wat vir my aangenaam was van die onderhoud is dat ek kon praat daar oor 'n klomp goed waar ek nog nooit regtig publiek gepraat het nie, of ten minste nie so uitdruklik en reguit. Te sê ons kort eintlik selfregering en nie net kort ons selfregering nie, die Afrikaners het 'n reg op selfbeskikking, net soos enige ander groep. En dit aan die een kant, maar dan daarmee saam dat die persoon vir wie ek dit sê, wat so invloedryk is soos wat Tucker Carlson is, en die soort kontakte en netwerke het wat Tucker Carlson het, wat nie net saamstem of nie net oortuig word nie, maar eintlik reeds oortuig was daarvan en dit nog verder motiveer waarom dit reg is en nodig is. Dit tweedens en dan derdens, soos ek net nou gesê, die geweldige positiewe reaksie wat daar op die onderhoud is, waar die meesterverhaal in Suid-Afrika was natuurlik dat dit hierdie wonderwerk is en wonderlike grondwet en al hierdie goed en is moeilik om kritiek daaroor uit te spreek. Daai meestersverhaal het oor tyd so 'n bietjie verander. Die meestersverhaal het eintlik nou geword ons moet Suid-Afrika red. En dit was nie eintlik die gesprek wat ons gevoer het nie. Ons gesprek was ons moet aanbeweeg. Ons moet amper 'n soort post-Suid-Afrika bedeling begin bedink. En dit is redelik in stryd met die hoofstroom meestersverhaal ook, kom ons sê onder die liberale Engelse kringe of die meer konservatiewe Engelse kringe. En dis waarom ek so bly is om te sien dat daar soveel positiewe terugvoer is. Natuurlik is daar negatiewe terugvoer. Daar die EFF ouens het natuurlik gespring op die ding en allerlei goed gesê oor hoogverraad en arrestasie en sulke soort goed. En ek het nou gesien daar begin nou nuusberigte uitkom wat krities is, maar dit was buiten daai soort goed wat mens kon verwag, oorweldigend positief en ons kon lekker oor Orania ook gesels tydens die onderhoud wat ook vir my positief was. Wat is Tucker se sentimente oor Orania? Hy het, mense kan dit nie sien in die redigering van die onderhoud nie, maar ons het 'n kort pause gevat tydens die onderhoud. Maar dit is nou so geredigeer, jy kom dit nie eens agter nie. Ag net iewers op 'n stadium het ons gesê, kom ons vat gou 'n breek en ons drink gou water en gaan gou badkamer toe en wat ook al. En toe Tucker vir my gesê, ek dink dit was in die pause, het hy vir my gesê, maar hy weet van Orania, is Orania really a thing? En bedoelende, dus hy wil graag daaroor praat en is dit iets wat mense ernstig moet opneem? Waarop ek natuurlik kon sê, ja, dit is, en dit word al hoe belangriker en al hoe meer relevant. En hy het natuurlik sommer in die onderhoud self ook gesê, dat hy het so half gelag toe ek vir hom sê, ek het met 'n vriend in Europa gepraat, wat gesê het, hy het nog net negatiewe goed oor Orania gelees, maar hy is positief oor Orania, want hy weet van wie af die negatiewe goed kom. Ek bedoel in hierdie stryd wat ons het met die media. Tucker het natuurlik heeltemal daar met daai sentiment saamgestem en baie interessant ook dat so hoe die praktyk met sulke onderhoude is die onderhoud is gepubliseer, die lang onderhoud, en dan die Engelse woord is short, shorts wat dan uit die onderhoud uitgetrek word. Dis amper soos hierdie kort 1 minuut TikTok video's, net 'n kort uittrekseltjie. En so wat Tucker gewoonlik doen is hy publiseer die lang onderhoud en dan publiseer hy 'n paar shorts uit die onderhoud uit. En die eerste short wat hy gepubliseer het, eintlik onmiddellik na die onderhoud, dit was nog gisteraand, het gegaan, is 'n gedeelte waar hy praat oor selfbeskikking en waar hy sê hy kan nie verstaan waarom die idee van selfbeskikking algemeen beskou word as 'n positiewe begrip, 'n positiewe konsep, behalwe wanneer ons praat wanneer wit mense ter sprake is nie. Nou goed, ek het nie so seer in rasseterme gepraat nie, maar meer in kultuurterme. Ek het gepraat oor Afrikaners, maar die punt wat Tucker gemaak het is dat selfbeskikking is eintlik 'n positiewe idee. Dis iets
wat dis 'n eerbare ding om te bevorder, maar wat hy nie verstaan nie, wat hy in hierdie short sê, die uittreksel uit die onderhoud wat hy eers gekies het, is waarom wanneer mense hieroor praat en soos wat hy dit nou stel, dit gaan oor wit mense, dan is dit skielik iets wat nie ondersteun moet word nie. En selfbeskikking is die soort ding wat dit moet of vir geld vir almal of dit moet geld vir niemand nie. En so dit was nogal lekker om te sien dat hy nie net saamstem nie, maar verder motiveer waarom dit nodig is. En hy het selfs so ver gegaan as hy het saamgestem, ek het die punt gemaak wat hy ondersteun het, dat Amerika 'n aandeel het in die krisis in Suid-Afrika omdat hulle so hard gedruk het vir die stelsel wat ons tans het en ook vir die ANC om oor te neem, om die mag oor te neem in Suid-Afrika. En as gevolg waarvan 'n mens die argument kan maak dat die FSA 'n bepaalde morele verantwoordelikheid het om by te dra tot die oplossing. En daarmee sê ons nie, hulle moet nou ons probleme namens ons kom oplos nie, maar die FSA kan wel betrokke wees in byvoorbeeld inisiatiewe wat selfbeskikking bevorder ondersteun. En dit was nie eers my nodig om die punt klaar te maak nie, hy het onmiddellik saamgestem met daardie punt. So ons is regtig, ek dink ons is, jy het nou gepraat van 'n waterskeidingsoomblik, ek sal dit, wat ek vanoggend vir iemand anders gesê het, dit is asof ons nou op 'n volgende hoofstuk is. Ek dink 2014 was miskien die afsluiting van 'n bepaalde hoofstuk, en ons is nou op bladsy 1 van die volgende hoofstuk. En ek bedoel in die hoofstuk wat die traject of die diskurs van Suid-Afrika betref, maar ook meer spesifiek Afrikaners. En die storie van Afrikaners, dink ek regtig ons is nou op bladsy 1 van die volgende hoofstuk. En dis opwindend. Dit lyk so ver soos 'n opwindende hoofstuk. So ons sal sien wat vir ons voor lê. Ek deel nogal daardie sentiment erns. Om die waarheid te sê, iemand het die week gesê die Afrikaner het so al verdwyn. Jy weet, dit was hierdie misterieuse volk wat die groot trek en bloedrivier in die oorloë met die Engelse en alles deurgegaan het, en kernwapens en hartoorplantings en allerlei sulke tipe van goed, en ewe skielik het hulle net verdwyn, het almal gesê, waar is die Afrikaner? Was dit nou maar net 'n jy weet, is dit nou maar net 'n storie, is dit nou maar net 'n misterieuse ding wat nooit regtig diepte gehad het nie, en nou skielik voel dit maar die Afrikaner is terug. Ons is weer 'n werklikheid waarmee rekenskap gehou moet word. Ons is hier is ons, en dis nie iets wat net ontken of weggesteek of wegbestuur of weggedroom kan word nie, dit is 'n realiteit. Ja, nee, dit is absoluut so, en ek dink nog al die laaste tyd aan die ek het nou die woord meesterverhaal gebruik van die afgelope paar dekades, want dis asof die internasionale gevolgtrekking was, Suid-Afrika was 'n bose plek, die Afrikaners moet blameer word daarvoor, die Afrikaners is dus bose mense, die ANC onder leiding van Nelson Mandela het Suid-Afrika bevry, en ons moet dankbaar wees vir die rol wat hulle gespeel het, en nou tans speel om Suid-Afrika meer vry te maak, en eintlik is die Afrikaners so half in 'n kas toegesluit. En dit is baie interessant hoe vinnig dit het vir 'n paar dekades aangehou, en toe daai persepsie of daai beeld begin kraak, het hy baie vinnig aan skerwe geskiet. Waar dit is werklik my belewenis dat die Afrikaners is herontdek. Ek dink nie ons word herontdek nie, ek dink ons is herontdek. En dis vir mense opwindend om skielik te praat met die Afrikaners, om te praat oor die Afrikaners. En Tucker het dit in die onderhoud self gesê, hy het hierdie absolute bewondering vir die Afrikaners. En ek was nou die dag in 'n gesprek met verteenwoordigers van 'n baie groot organisasie in Pole, wat dieselfde gesê het, dat hulle hierdie wonderlike, hierdie bewondering vir ons het. Ons weet die Hongare sê dit, ons weet die Nederlanders sê dit, ek het Engelse dit hoor sê verlede week. So dis skielik asof die Afrikaners herontdek word, en ek dink is dalk, miskien hou die twee verband met mekaar, bedoelende ons was so lank in 'n sekere sin op die ashoop van die geskiedenis, dat ons het geen ander keuse gehad nie om vir onsself te sorg. Ons het geweet, ons kan nie regtig op internasionale steun saak maak nie, ons het geweet, ons kan nie op verkiesing staat maak, bedoelende dat ons deur een of ander verkiesing van onsself kan vry maak nie. Daar's regtig net een ding wat ons kan doen, en dit is ons moet ons eie goed bou, ons moet, soos vir die klein reus ook wys, ons moet ons moue oprol en ons moet self uitgaan en iets gaan doen, en ek dink, die feit dat ons dit nou al vir 3 dekades lang gedoen het, terwyl ons vriende in Europa en in Amerika ongelukkig nog in 'n beduidende mate glo, die manier om jou probleme op te los, die probleme wat die regering geskep het, op die manier om dit op te los is deur om vir die regering te vra om dit op te los, so om net harder te stem.
ek dink dit het ons 'n bietjie onderskei. Ek dink die metafoor wat ek maar wil gebruik daarvoor is as 'n mens gaan kamp en jou tent is nat wanneer jy moet teruggaan, dan slaan mens mos maar die nat tent op en as jy by die huis kom, dan slaan jy hom weer op die gras laat hy of daar in jou tuin laat hy net kan droog word. En dan as die tent vir so 2-3 dae op die grasperk staan en jy vou hom weer op, dan het die gras onder die tent bietjie geler geword, maar dit is ook dubbel so lank soos die gras wat nie onder die tent is nie. Dit het net vinniger gegroei, want dit het gesoek vir son. En ek dink dis bietjie wat met die Afrikaners gebeur het die laaste paar dekades. Ons sonlig is weggevat en in plaas daarvan om dood te gaan as gevolg van die gebrek aan sonlig, het ons net vinniger gegroei. Ek dink regtig ons is op 'n goeie plek. Daar's baie uitdagings, maar ek dink daar's regtig baie om na terug te kyk en om op trots te wees. Ernst, met dit in gedagte, wat lê nou voor? As ons nou oor die toekoms wil dink, met skakeling, met nog narratiewe soos die wat jy op Takker se gesprek gedryf het, wat lê vir ons voor en hoe kan ons dit tot ons beste, tot ons guns gebruik? Wel, ek dink die eerste deel daarvan is ons moet aanhou doen wat ons mee besig was. Daar's vir my so mooi stelling in NP van Wyk Lou se liberale nasionalisme, waar hy praat oor die kultuurmens. Met ander woorde, die kultuurmens waarna hy verwys is iemand wat hom besig hou met sy mense of sy volk se kultuur, om dit uit te bou en te bevorder. En hy het nou homself beskou as 'n kultuurmens en hy het dan nou 'n brief gekry van iemand wat baie krities was en gesê het, kan jy nie sien die krisisse in die wêreld, kan jy nie sien hoe sleg gaan dit, ons is op die rand van 'n afgrond en jy's hier met kultuurgoed besig. En NP van Wyk Lou se antwoord daarop was, hy het eers die vraag gevra, wat staan 'n kultuurmens te doen wanneer hy in krisistye, homself in krisistye bevind? En die antwoord is, hou net aan. Met ander woorde, die belangrikste ding wat jy kan doen is hou aan om jou kultuur te koester, hou aan om dit te bevorder, hou aan om dit te leer en vir jou kinders te leer. Dis die enkel belangrikste ding wat 'n mens kan doen. Maar ek dink tog, daar's 'n soort versnelling wat nou plaasvind. So terwyl ons dit doen, ons kultuur aanhou bevorder en lief hê en leer van ons kinders en praat daaroor en self bydra tot ons kultuur, dink ek, daar's 2 elemente wat ek sal byvoeg, wat veral belangrik is nou. En die een is, ons moet in 'n sekere sin bietjie meer dink. Ons moet baie doen, ons moet nie ophou doen nie. Maar ons moet bietjie gaan dink oor alternatiewe politieke stelsels. Daar word baie gepraat oor artikel 235 van die grondwet, daar word baie gepraat oor sesessie, daar word gepraat oor territoriale autonomie, die Suid-Tirolers waarmee Oranje besig is. Ek dink dit gaan tot ons voordeel wees om hierdie verskillende opsies bietjie meer deur te trap en dan meer spesifiek te sê wat is haalbaar en hoe haalbaar is dit en indien dit haalbaar is, wat kan ons doen om dit daarby uit te kom. So dit is die een ding wat ek dink ons regtig meer tyd en aandag op moet spandeer in die tyd wat voorlê. En dan die tweede wat natuurlik verband hou daarmee is, terwyl ons dit bedink, moet ons dit bevorder. So ons moet dit bedink en bevorder in die sin dat ons binne in Suid-Afrika onder ons eie mense, maar veral ook in die buiteland. Ek dink die wêreld is nou oop. Die deure is oop. Ons moet deur die deure stap. Ons moet nie gaan deure oopmaak nie. Ons moet deur daai deure stap en sê, hoorie, maar ons is besig om vir onsself 'n toekoms te bou. Ons wil nie ander mense moet namens ons probleme oplos of namens ons besluit wat die oplossing is. Ons is klaar besig daarmee, maar ons het steun nodig. So as jy wil help, moenie vir ons kom voorskryf wat die oplossing is nie. Kom kyk wat is die oplossings waaraan ons besig is en ondersteun hierdie oplossings. Ek dink dit is definitief. Dit gaan baie belangrik wees in hierdie hoofstuk wat vir ons voorlê. Hi, ek is hier in die Orania Beweging se video ateljee. Hier is 4 maklike maniere wat jy ons kanaal en ons dorp kan ondersteun. Eerste van alles, gee ons video 'n opduimpie. Tweedens, lewer kommentaar. Vertel ons van waar af jy inskakel, van waar af jy kyk. Die derde manier is, deel ons video sodat ander Afrikaners ook ons programme kan kyk. En laastens, sluit aan as 'n lid by die Orania Beweging in die skakel in die beskrywing of www.orania.co.za /lidmaatskap. Baie dankie vir jou ondersteuning aan ons kanaal.